Vandag is dag 33 in ons 40 dae lentreis, Harte aan die brand. Ons teksgedeelte vandag kom uit Psalm 95, vers 1 tot 7. En ons luister ek gaan nou vir julle lees uit die 33 of 53 vertaling, baie spesifiek vir die woorde wat hier gekies is. So luister daarna en maak vir jouself 'n nota, wat staan vir jou uit hierdie teks uit en wat spreek tot jou hart. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofgesange om toe juig. Want die Here is 'n groote God, ja, 'n groot koning, bo al die gode, in wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne, aan wie die see behoort wat hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande geformeer het. Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na my stem wou luister. Hierdie Psalm begin met 'n uitnodiging, een wat die Here baie deur die Bybel gebruik. Jesus self het meer as een keer begin met die woord kom. En so God nooi ons in sy teenwoordigheid in. Dink vir 'n oomblik, wat maak dit in jou wakker, dat die Here jou in hierdie oomblik nooi om na hom toe te kom? Voel jy blydskap, verligting? Voel jy moeg? Voel jy 'n bietjie weerstand? Hoe wil jy met God se uitnodiging om te kom antwoord? Hierdie teksgedeelte herinner ons weer aan die grootheid van God. Dink nou aan die grootheid van God. Wat sien jy? Dawid praat van berge en die see. Wat se prente kom by jou op as jy dink aan die grootheid van God? Hoe laat dit jou voel om te besef dat al hierdie wonderlike skepingswerke word onderhou deur God? Die berge en die see, alles op die aarde is veilig in sy hand. Dalk is daar 'n swaar en 'n groot saak wat jy na God toe wil bring in die wete dat God groter is as daai saak. Daai ding waarmee jy stoei. Sit dit bewuslik in God se hand. En dan hoor jy weer, in sy hand is die dieptes van die aarde. Wat beteken dit vir jou dat ook jy in sy hand is? Hierdie gebed herinner ons
die vertaling sê, God is 'n onse God. Ons is deel van 'n groter liggaam. Ons is verbind in ons aanbidding aan mekaar. Ons loof God nie alleen nie en ons gaan ook nie alleen deur die ervarings waardeur ons gaan nie. Dink 'n oomblik aan wie het die Here jou verbind? Wie is deel van jou ons? As jy bid, ons loof die Here. Ons kom na die Here toe. Wie is deel van jou ons? Here, dankie dat ons na U toe kan kom, in U teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat U ons rots is, ons groot God is. Dankie dat U ons deel maak van U huisgesin en U koninkryk. Amen.